Goeiemôre julle, ek groet julle vanmôre hier van 'n baie besonderse mooi plek. 'n Strand hier in Vleesblaai. En 'n strand is mos 'n plek wat mense verskriklik lief voor is. Oral langs die see stap daar mense. Partykeer sit hulle sommer so en dan kyk hulle so en tuur hulle oor die waters uit. Dis iets wat 'n mens soos 'n magneet trek. En weet julle, die profetiese betekenis van 'n strand is natuurlik vir my baie wonderlik. Dit beteken, as jy droom van 'n strand, of as jy 'n behoefte het om by 'n strand uit te kom, het jy dikwels iets in jou lewe wat jy moet uitsorteer. En die profetiese betekenis is dat daar is 'n onsekerheid in jou lewe, 'n moeilike situasie wat jy moet hanteer. En daarom sit mense baie keer en tuur oor die waters, of hulle stap op die strand, of hulle is besig om te kyk. En hierdie afgelope tyd het ek klomp sulke mense gesien. Vroegmôre is hulle hier en hulle is besig om dinge in hulle koppe uit te sorteer. Is amper 'n tyd waarin jy sit en perkuleer oor goed wat in jou kop maal. En ek wil vanmôre so 'n bietjie met julle daaroor praat, want die eerste preek van ons Here Jesus Christus op aarde, het hy gesê dat ons moenie bekommerd wees nie. Ons moet ons nie kwel nie. Die woord bekommerd sê eintlik nie presies wat dit beteken nie. Dit beteken ons moenie angstigheid in ons gedagtes hê nie. In Engels sê dit, don't have an anxious mind. Dat jy bang raak en angstsweet begin uitslaan oor 'n situasie in jou lewe nie. En die Here praat daaroor en hy sê, julle moenie dit doen nie. Want as 'n mens hierdie angstigheid binne in jou gedagtes het en oor dinge wat in jou lewe aan die gang is, dan het dit 'n geweldige effek op jou as mens. Kom ons praat so 'n bietjie vanmôre oor daai angstigheid, daai situasies wat in 'n mens se lewe opduik, waaroor jy angstig begin raak. En waaroor die Here sê, maar moenie dit doen nie. Moenie angstig raak nie. Rig jou oë op my. Ek stap nou hier in die rigting van 'n klomp seemeeuwe wat hier op die rotse besig is om allerlei visse en goed te vang en eintlik so half by mekaar te kuier. En terwyl ek so stap, wil ek vir julle die gedeeltetjie lees in Matteus, waar Jesus natuurlik ook so naby die strand van Galilea was. En wat kwel julle oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie geklee was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer nie vir julle klein gelowiges.
Almal van ons het dinge wat in ons lewe nie heeltemal reg is nie. Goed wat ons eintlik anders wil hê. Wat ons graag sou wil hê, moet in 'n ander rigting beweeg. Of moet op 'n ander manier opgelos word. Daar's geen mense in hierdie wêreld wat nie iewers het wat hom bekommer nie. En ek dink dis partykeer reg dat 'n mens bietjie bekommerd is oor goed, maar Jesus praat hiervan wanneer bekommernis te veel word en dit jou begin kwel. Wanneer jy anxiousness of heart begin kry, soos die Engelse vertaling dit sê. Wanneer jou hart begin angstig raak oor dinge. En die eerste ding wat Jesus hier sê, dat dit is maar gewoonlik oor wêreldse goed waaroor 'n mens begaan is, oor wat sal jy eet en gaan jy 'n huis hê en gaan jy kan klere aantrek en gaan jy genoeg geld hê en gaan jou kinders dit eendag maak en gaan jy suksesvol wees. Dit gaan baie keer oor dinge van hierdie wêreld. En die Here wil hier vir mense kom sê, maar julle wat my burgers is, julle wat my kinders is, se oë moet bietjie wyer kyk. En die eerste ding wat hy kom sê is dat julle moet vertroue in my hê. 'n Kind van die Here kan hom bekommer oor bepaalde dinge. Dit is nie heeltemal verkeerd nie. Maar wanneer hy hom begin kwel, of wanneer hy angstig in sy gedagtes begin raak, en wanneer dit hom begin vasgryp en hy in 'n rigting gesleep word en dat hy later aan nie meer helder kan dink nie, dan word dit sonde. En dit gaan oor hierdie vertroue in 'n Here wat dit gemaak het, wat julle hier sien, die voëls wat daar, kyk hoe stap die mense, al met die strandlaans, elkeen besig om op sy manier dinge te oordink, dat ons 'n diepe vertroue moet kry in die Here. En weet julle, deur die jare het ek agtergekom, as daar nou een ding is waarmee ek sukkel, is dit om te vertrou. Is om dit die Here absoluut te vertrou in elke situasie waarin ek is. Hy praat hier van die lelies van die veld. Hy praat hier van die gras. Hy praat van voëls. Dat hy elkeen van hulle versorg. Hulle maak nie by mekaar in skure nie, maar hy versorg hulle. Jesus op 'n latere stadium sê ook, word 2 mossies nie vir 'n stuiwer verkoop nie, maar nie een van hulle sal op die grond val sonder dat hy dit weet nie. Hoeveel is julle nie meer werd as hierdie voëls nie? Die voëls wat hier deur God versorg word in die agtergrond. En dan kom sê hy eintlik vir jou, my liewe kind, ek sal vir jou sorg. Vertrou my. Ek is die Almagtige, die Skepper. Ek is die een wat al hierdie goed in stand hou. Ook vir jou. Dink bietjie aan jou lewe tot nou toe. Weet julle, ek staan hier en ek dink aan my lewe tot nou toe, die dinge waaroor ek bekommerd was of my gekwel het. 99% daarvan het nooit plaasgevind nie. En hulle sê dat meer as 90% van die goed waaroor jy jou kwel, angstig oor is, nie kan slaap in die nag nie, gebeur eintlik nooit nie. So mense is eintlik besig met iets wat nie bestaan nie. Omdat ons vertroue so min is. Ons vertroue in ons almagtige Skepper wat eintlik al hierdie goed in stand hou. God het my al deur verskriklike moeilike situasies gehelp. En weet julle, dis eintlik nodig dat elkeen van julle net so vir 'n oomblik stil word en dink aan elke moeilike situasie. Dit wat die profetiese boodskap van 'n strand beteken. Dat jy in 'n moeilike situasie in jou lewe is. Hoeveel van hulle die Here al opgelos? Uitsorteer. En dan dink jy, Here, maar ek was verniet so gekwel oor my kinders, oor my huwelik, oor my werk, oor ons land, oor situasies waarin ek my bevind, oor dinge wat ek nie weet wat gaan môre gebeur nie.
En dis maar natuurlik die aard van die mens, dat die oomblik as jy nie weet nie, dan begin jy jou kwel, en dan begin jy hierdie angstigheid in jou hart kry, en in jou gedagtes kry. En hierdie bekommernisse, sê die Here, moet ons in sy hande laat. Ons moet dit vir hom kom gee. Wanneer ons dan op 'n strand stap, of maak nie saak waar jou plekkie is, waar jy gaan sit en dink oor die dinge van die lewe en die situasies waarin jy is nie, dan moet jy God toelaat om deel van daai situasie te wees. Bring hom in. Maak hom deel van jou denke en van jou oplossings, en jy sal sien dat daai vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal in jou hart kom neskrop. En jy sal sê, Here, maar dis oukei. Al is dit eintlik nie oukei nie, sal jy dit kan sê. En sal die kwelling, die angstigheid, sal jou gedagtes verlaat. Ek staan nou hier by die klomp voëls op die strand, en ek wil hierdie versie van julle lees. Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie, en hulle maai nie, en hulle bring nie bymekaar in die skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Matteus 6, die bergpredikasie, vers 26. Weet julle, die Here gaan verder en hy sê, 'n mens wat hom bekommer, kan nie een el by sy lengte voeg nie. Bekommernisse bring 'n mens eintlik nêrens nie. Dit gaan jou niks in die sak bring nie. Dit gaan jou net meer angstig maak. En baie keer verlam dit 'n mens. Dit maak jou dat jy amper niks kan doen nie, en dat jy in geen rigting kan beweeg nie, want jy is so bekommerd en gekweld en angstig oor die dinge, dat jy laterand amper nie eens meer helder en nugter kan dink nie. Nou sê die Here, dit gaan nie jou situasie verbeter nie. Dit gaan nie jou langer maak nie. Dit gaan nie skielik alles oplos nie. Hoekom nie 'n baie makliker rigting kies? En dis die rigting van vertroue op die hemelse Vader. Die krag van God, die oplossing is hoe nader ons aan God kom, en hoe meer vertroue ons in hom plaas, dan gaan dinge uitwerk. Nie om daaroor angstig te raak, en later aan nie meer te weet wat om te sê en te doen nie, jou te onttrek, en al hoe meer jou in 'n kamer toe te sluit nie. Angstigheid maak 'n mens laterand kwaad. Angstigheid maak jou depressief. Angstigheid maak jou siek. Dit neem jou lewe weg. Dit neem die vreugde van die lewe weg. Nou sê die Here, my liewe kind, kom soek die krag vir daai oplossing in my. Kom na my toe. En soos wat die son nou vanmôre daar uitbreek en hier op my begin skyn, so sal die son skyn op die situasie waarin jy jou bevind. Ek weet nie wat 'n situasie jy op hierdie oomblik in is nie. Ek weet nie waaroor jy angstig is nie. Maar een ding weet ek. Daar's niks op hierdie aarde, geen seer, geen situasie, geen saak wat nie in die hemel opgelos kan word nie. Die hemel en die krag van God het 'n antwoord vir alles. Kom ons soek hom. Kom ons dink. Maar in hierdie denke laat ons die krag van God toe. Die Heilige Gees wat binne in ons leef. Dis nou ook Pinkstertyd, waarin die Heilige Gees uitgestort is soveel jare gelede. Een van die kragtigste dinge van die Heilige Gees is dat hy 'n mens die vermoë gee
om jou krag te put by die Almagtige. Om te sê, Here, my situasie plaas ek nou in U hand. My situasie is nou U se. My kind, Here, my huwelik, Here, my werk, Here, my blyplek, Here, my land, Here, is nou U se. Mag vandag 'n wonderlike dag vir julle wees en mag julle ook 'n stukkie beleef van dit wat ek vanmôre hier beleef op hierdie pragtige strand hier by Vleesbaai. Vang die seën van die Here en weet dat hy elkeen van julle oneindig liefhet. Jou situasie is klaar in sy hande. Los dit